Hi, ek is Monique Christine Edwards en ek is vandag hier om 'n getuienis te lewer. Hi, ek is Suzette Edwards. Ek is Monique Edwards se ma. Ek is maar net hier om die blanks in te vul. Okay. Vandag wil ek praat oor my journey, waartoe ek gegaan het. Ek was 'n alkoholist. Ek het deur baie tragedie gegaan as 'n kind, as 'n jong tiener en adulthood was makliker, maar daar was ook ups en downs. So dit het begin met net 'n konstante, elke 2 keer 'n week, miskien 3 keer 'n week, as daar occasions is, miskien by 'n braai. Maar dit het toe begin meer raak. Tot wanneer ek gekom het by 'n werk wat fyn was in die begin. Toe het dit net baie meer stresvol geraak na so 'n paar jaar dat ek tot en met 25 jaar oud. Ek het redelik lank daar gewerk sonder ek begin drink het, maar dit het so gegroei so vinnig in die maatskappy dat my werk het baie meer geraak as wat ek verwag het. En in daai constance het ek baie meer begin drink, van 'n bottel 'n maand tot 'n bottel in 2 weke, tot 'n bottel in 'n week, tot 'n bottel in 3 dae. So ek het toe weggeskuif van alles. Kerk, familie, my werk het agteruit gegaan. En hoe meer ek besef hoe agter dit uitgaan, hoe meer stres het dit op myself gesit en hoe meer wou ek ontslaa raak van die stres en so die cycle net aangehou en aangehou. Dus dit nou nie meer 2 bottels nie, dus dit nou al 7 bottels in 'n week. 1 bottel per dag. En dit is hoe dit geeskaleer het. Monique was opgeneem in die hospitaal. Sy het in mekaar gesak by die werk en het my gebel. Toe ek by haar kom, het sy letterlik nie geweet wie sy is, wat sy is, waar sy vandaan kom of waarheen sy gaan nie. Ek kon haar optel, want sy het maar, toe ons het by die hospitaal kom en tel haar geweeg, sy het 28 kilo's geweeg. Sy is 'n vrou van 29. Hulle het my op pype gehad, ek kon nie loop nie, ek kon nie beweeg nie, ek kon nie praat nie. Ek was basies in 'n vegetable state. Haar lewer was besig om te gaan, haar oë was goudgeel gewees. Hulle het gesê sy gaan dit nie maak nie. As sy dit maak tot die volgende oggend toe, dan sal sy dit dalk nog maak, maar ons moet nie ons asem ophou nie. Kan dit glad nie onthou nie. So my memory is baie bad. Maar wat my gekry het tot by daai punt was binge drinking van oggend tot aand. Waar sy nou vir 3 maande in daai hospitaal was, van September regdeur tot Desember toe. En ek was deel van 'n redelike groot kerk en deel van alles in die kerk. So onmiddellik toe sy opgeneem is in die hospitaal, het ek hulle laat weet. Ek het my pastoor laat weet, ek het almal wat in die bidgroepe is laat weet, die intercessors laat weet, en die mense het vir haar begin bid. En elke tweede, derde dag was daar iemand nuuts wat vir haar kom bid het. En sy kon nie onthou, sy kon niemand en niks onthou nie, sy kon nie die gebede onthou nie. Sy het net elke keer vir my vertel van haar droom. So, in my droom was ek altyd op die see met die water. En ek kan voel dat die water kom, want ek is altyd ek sit op die strand en ek teken hierdie sirkel om my, elke keer. Met 'n stokkie en dan teken ek die sirkel hier om my. En dan kom die water naby, en dit is soms rof, maar dit is ook baie kalm, en dan slat dit teen my, maar dit kom nie verby my om hierdie sirkel nie. Die sirkel wat ek om myself geteken het. En in die sirkel sit ek met my bene so, en ek sit so asof ek bekommerd is, ek's bang. En dit het my stukke en stukke gevat, lang tyd gevoel soos 'n leeftyd om uit daai sirkel uit te kom, want ek was terrified, ek was bang, dus ek voel nou nie, dat as ek in daai water gaan kom, gaan ek nie myself kan help nie, dan sê ek klaar. So, eventually, na drome, het ek by die punt gekom, waar ek uit daai sirkel uitkom. En toe ek uit daai sirkel uitkom, is asof daar was klippies voor my neergesit. Net om vir my te sê, ek moet net daai klippies volg. Moenie fokus aan daai goed nie. Daai water kom, maar ons moenie worry daaroor nie. Moenie worry oor wat daai kant aangaan nie. Volg net die klein klippies. En elke keer dan droom ek en kom ek nader aan daai klippies. En ek tel hulle op en ek begin dit in my hand sit en ek
kom nou nader en nader in daai rots, en daai rots voel ek in my droom is my savior, ek gaan daar veilig wees. So, maak saak wat gebeur nie, ek moet net daar kom. Dit was eintlik, soos wat ons dit sien, is die sirkel het haar vasgehou. Dit was haar eie wêreldjie wat haar vasgehou het. En elke keer wat sy gedroom het, het sy uit die sirkel uitgekom en nog 'n klippie opgetel. En ons glo vas dit was die gebede. Dit was almal se gebede en ek sit en kry hoendervleis daaroor, maar dit was almal se gebede wat haar nader aan die rots gebring het wat Christus is. En toe hulle vir haar sê, jy gaan nie weer loop nie, het ek gesê, my God is groter as wat julle sê. My God sal my nie teleurstel nie. Ons bid Psalm 121 die heeltyd. Sy het by die huis gekom en ons het haar gekry van waar sy glad niks vir haarself kon doen nie, tot waar sy kon, en toe sy weer kon begin praat, dit het nog so 2-3 maande gevat, waar sy actually kon begin praat en begin bietjie kon onthou, al die trauma nog steeds, sy kan nog niks van die trauma onthou nie, maar die eerste ding wat sy vir my kon sê, toe sy ordentlik kon praat is, ma, kan ons asseblief in die aand net tyd afsit vir God. So na daai droom, het ek besef dat ek wil meer leiding hê van die Bybel. So van daar af het ek my ma gesê dat ons moet asseblief van die aande alles afsny van die wêreldsdinge af en ons tyd, ons uur net offer aan die Here om die Bybel te kan lees en te kan verstaan. Ons het begin by Johannes en ons het van Johannes afgelees tot net voor Openbaring. Van gesê Openbaring los ons vir laaste, nee? En ons het gelees tot by Judas. Toe sê ek, okay, nou moet ons begin by die Ou Testament. Laat jy begin in Genesis. En sy het begin lees in Genesis en sy het verbaas gestaan en vir my gesê, ma, ek het nie geweet die Bybel is so wild nie. Ek het nie geweet daar sulke verskriklike goed gebeur nie. Almal sê altyd is maanskyn en rose om 'n Christen te wees. Maar dit is baie harde werk. En hoe meer sy lees, sy sê, o ma, ek moes hierdie nooit gelees het nie, want nou kan ek nie teruggaan nie. Nou kan ek nie sê ek het nie geweet nie, want God sê dit nou vir my. So nou kan ek nie teruggaan en sê ek het dit nie geweet nie. En toe sy hoor sy kan gedoop word, want sy was al gedoop van tevore. Nie regtig die konsep gehad, dit het net sê te spur of the moment. Sy sê, mamma, ek moet gedoop word in Christus. Die grootste ding wat my oë oopgemaak het, dat ek moet nou vorentoe en nie meer agtertoe nie, is toe die dokter gesê het, hoor jy gaan nie weer loop nie in die kondisie waarin jy nou is nie. So, van iemand wat nie regtig waar 'n doelwit gehad het nie, het sy tweede kans gekry op die lewe en ek dank God daarvoor, as dit nie vir die intercessors en vir die gebede was nie, was ons nie vandag waar ons is nie, omdat ek my kind begrawe. So ek dank God vir 'n tweede kans met my kind. Ek weet, dit is net vir my geleen, maar ons moet die beste doen met die tyd wat ons oor het. Ek wil gedoop word om my sondes, my verlede af te was, sodat my toekoms nie is met die woord en met God en met Christus, met my geloof. Goeiemôre families, goed om julle te sien. En al die mamas ook baie geluk. Vandag is my 'n massiewe groot voorreg om Monique in die doopwater te hê. So direk na die diens, of nie direk nie, miskien na so na 2 ure na die diens, sal haar getuienis, wat so amper 10 minute lank is, op sosiale media gesit word. So dis 'n lopende wonderwerk, Monique. So 'n paar maande terug kon sy glad nie die gebruik van haar bene of arms gebruik of gehad het nie. Sy was in 'n rolstoel gewees. Die Here het haar uitgered uit verslawing uitgered uit soveel moeilike situasies. En vandag is sy 'n lewende getuie. Monique, steek net 'n bietjie jou hand so op. Sy het beweging, sy het gebruik van haar arms, sy het gebruik van haar bene. Die Here is goed, amen. En vandag wil sy voor almal hierdie geleentheid gebruik en sê, ek gee my hart, my lewe, my wese vir Jesus Christus. Die pad wat hy besig is om my te stap, Here, dankie dat ek weet, hy is besig om my totaal te herstel. So Monique, ons is 'n kerk.
Die woord is celebrate, wat die Here vir jou so ver doen. En deel van dit is, ek is gehoorsaam aan die stem van die Here. Ek wil my laat doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. En ek wil dit vir almal doen, want ek is so opgewonde oor die Here. Nie net omdat ek kan loop nie net omdat ek 'n beweging of my hande kan gebruik weer nie, maar ek is opgewonde dit wat die Here in my hart doen. Daar's 'n nuwe lewe binne in my gees, 'n nuwe lewe in my liggaam. So ons as gemeente, kom ons kyk nou hierdie wonderlike getuienis. Kom ons doop haar nou. Ek kom afgaan, sak af. Sak af. Sit jou bene reguit. Kyk. Hou my arm so vas. So vas. So. Kyk. Gemeente, kom ons beleef hierdie wonderwerk, Monique, omdat jy gehoorsaam is in die stem van die Here. Dis jou begeerte om jou te laat doop. Doop ek jou nou in die naam van die Vader en van die Seun en ek doop jou in die naam van die Heilige Gees. Dankie Here Jesus. Dankie Here. Baie geluk.